As die Bybel leer dat die mens na die beeld van God geskape is, wat beteken dit? Ons weet tog God is gees, dit word duidelik gesê, en dan weet ons ook, God manifesteer partykeer in 'n brandende bos en so aan, maar waarom na die beeld van God, waarom word daardie woorde gebruik? Wat beteken dit, hoe moet ons dit verstaan? Ja, dis die eerste indruk wat mense gewoonlik het, as mense woorde gebruik soos die beeld of die gelykenis van God, is om aan te neem dat dit beteken ons lyk soos God. Maar jy die vraag geantwoord, die eerste deel daarvan geantwoord het, sê God is gees. Die Bybel leer dit ook vir ons, dat wanneer daar gepraat word, byvoorbeeld van die hand van God of die oog van God, dan is dit nie 'n letterlike hand of 'n oog nie. Dis 'n antropomorfisme is wat hulle dit noem, is 'n manier om God te beskryf in 'n manier wat mense kan verstaan. Dis 'n vermensliking van sekere eienskappe van God, omdat dit vir ons verstaanbaar is om so te praat. Maar ons lyk nie soos God nie. Die mens lyk nie soos God nie. God is gees, daarom is hy alomteenwoordig. God sou nie alomteenwoordig kon wees as hy 'n liggaam gehad het en soos ons gelyk het nie. Die seun van God, wat self God is, neem vir 'n tyd lank menslike vlees aan en hy kom leef as mens op aarde vir 'n tyd. Maar God is gees en hy is alomteenwoordig. Die vraag dan is, wat beteken dit? As dit nie beteken ons lyk soos God nie, wat beteken dit dan? En die eerste leidraad wat ons kry op die antwoord is eintlik 'n baie interessante gedeelte in Genesis 2, waar God die skepping van die mens beskryf, waar hy die tuin geskep het en die mens daarin geplaas het vir Adam. En dan vir Adam sê in vers 18, dis nie goed dat die mens alleen is nie, ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. Die interessante deel van Genesis 2 vers 18 tot 20 is dat nadat God in vers 18 sê, ek sal vir jou 'n hulp maak wat by jou pas, verwag ons Eva. Dat Eva gaan nou gemaak word, maar dis nie wat hy doen nie. Hy sê vir hom, ek gaan vir jou hulp maak wat by jou pas, en dan bring hy vir hom die diere. En hy sê, benoem die diere. En dan wonder mens, wat gaan nie aan? Wat nou van die hulp? Waar is die hulp nou? En dan wonder mens, hoekom moet hy nou die diere benoem? Tot aan die einde van vers 20, as hy al die diere benoem het, al die diere deurgekyk het, vir elkeen 'n naam gegee het, dan kom Adam tot die gevolgtrekking, nie een van hulle is soos ek nie. Hy het nie onder die diere iemand gevind wat by hom pas nie. Dis sy gevolgtrekking. En dan in vers 21 gaan die Here voort en hy bring die diepe slaap oor die mens, neem een van sy ribbebene en hy bou die vrou daar uit. En Adam se reaksie is, sy is vlees van my vlees en been van my gebeente. Met ander woorde, sy is soos ek. En die leidraad wat ons daarin kry is om te sê, om na die beeld van God geskape te wees, beteken die mens is anders as die dier. As iets verskillend tussen die skepping van al die diere en die skepping van die mens. Die mens is iets anders. En dan kan jy jouself die vraag afvra, in watter opsigte is die mens anders as die dier? Die mens het rede, die mens kan filosofeer, die mens kan abstrakt dink, die mens is skepend en kunstig, en die mens kan emosie beleef. En dan kom jy agter dat al die eienskappe wat die mens onderskei van die dier, is eienskappe wat God ook het. En dit is effektief wat dit beteken om na die beeld van God geskape te wees. Dit beteken, God het mededeelbare eienskappe, hy het sekere eienskappe wat eksklusief is aan hom, maar hy het ook sekere eienskappe wat mededeelbaar is. En dit is hierdie mededeelbare eienskappe van God. God is ook 'n emosionele wese. God is ook 'n rasionele wese. Hy kan ook abstrakt dink, hy is ook kunstig en hy is die kunstige en skepende wese. Dis eienskappe wat ons van God ontvang, wat ons met hom deel. Al deel ons nie al sy eienskappe nie. Ons is nie almagtig en alwetend en alwysend en alles wat daarmee gepaard gaan nie. En uiteindelik kom ons in die Nuwe Testament, nadat die mens in sonde geval het en die beeld van God in hom verduister is, alhoewel dit nie heeltemal weg is nie, is dit gebroken. Kom ons in die Nuwe Testament en dan word ons in Christus, en so word beskryf in Kolossense 3 vers 10 en Efesiërs 4 vers 24, word ons in Christus herskep na die beeld van God. Maar dan word daar 3 woorde bygevoeg in daai 2 teksverse. Dis kennis, geregtigheid en heiligheid. Ons word geskep na die beeld van God in ware kennis, geregtigheid en heiligheid. So kennis is om God te kan ken, weer eens iets wat diere nie kan doen nie. Diere het nie 'n benul of 'n begrip van God nie. Die mens kan God ken. Heiligheid
Geregtigheid beteken om in die regte verhouding met God te leef. Die mens kan in verhouding met God leef, diere kan dit nie doen nie. En heiligheid beteken om jouself aan God te kan toewy, om anders te wees, afgesonder te wees, in hierdie spesifieke manier dat jy afgesonder is, omdat jy jou aan God toewy. En op die manier wat jy jou aan God toewy. Met ander woorde om God te kan aanbid, wat diere ook nie kan doen nie. En dan besef ons, weer eens, dit pas heeltemal in by dit wat ons leer in Genesis 2, dat om God te kan ken, om in verhouding met hom te kan leef en hom te kan aanbid, is alles deel van hierdie eienskappe, dis verhoudingseienskappe. En dit beteken die mens is geskape as 'n verhoudingswese, want God is 'n verhoudingswese. En al die eienskappe wat ons van hom ontvang het, wat mededeelbaar is met hom, is eienskappe wat ons in staat stel om hom te kan aanbid, om in verhouding met hom te kan leef, om aan hom toegewy te kan wees, om hom te kan ken. Wonderlik. Dankie.